Goeiedag en baie welkom weer eens by die HNP inligtingsdiens, volgende in die reeks van inligtingsvideo's wat bekendgestel word. Ek is Henk van der Graaf en vandag saam met my is die leier van die HNP, meneer Frits van Graan. Frits, lekker om met jou te gesels ook. Okay. En ons het nou al 'n paar video's gemaak oor die HNP se manifest wat nou in hierdie verkiesingsjaar beskikbaar gestel is. Nou sal mense vra waarom nou 'n manifest as jy nou nie aan die verkiesing deelneem nie. Dus waarom ons gesê het dis nie 'n verkiesingsmanifest nie, dis 'n partymanifest. En in die manifest beklemtoon die HNP weer eens sy standpunt, sy beginselstandpunt, dat die Afrikaner volk het die absolute reg op vryheid in 'n eie land. En as jy sê maar jy het reg op vryheid in 'n eie land, dan beteken dit jy het ook 'n eie staat. En in daardie staat is daar bepaalde reëls wat geld. Ek meen, elke staat het sy departemente. Dit gaan oor onderwys, dit gaan oor landbou, dit gaan oor veiligheid, dit gaan oor verdediging, justisie, noem het maar op. Nou op hierdie stadium sit ons in 'n land waar alles deurmekaar is en waar van alles een hopelose gemors gemaak word. En die HNP se manifest stel 'n baie duidelike en 'n ordelike regeringsvorm daar op baie vlakke. Nou Frits, jy het nou in die vorige rondes het jy nou 'n bietjie meer gesels oor die begronding hier agter. Miskien moet jy net so 'n bietjie opsom daaroor. Dis reg, ons het 'n bietjie gepraat oor die begronding van die manifest. Met ander woorde, as mens na 'n gebou sou kyk, die basis, die fondamsie. Nou ons het gesê die HNP erken God drie-enig as die enigste oppergesag. Daarom berus die hele gesag van die HNP en al sy regulasies en wette wat hy ooit sal maak op die Bybel. En dit is die grondbeginsels. Die volgende ding wat ons ook na verwys het verlede keer is die regspleging. Mense het tog 'n parlement wat uiteindelik die wette maak en dan het jy jou howe. Jy weet, 'n hof en 'n hooggeregshof en dan sal ons baie daarvan hou om weer 'n appelhof in te stel. So die twee is geskei van mekaar, hulle moet ook nie oortree op mekaar zijn. En dit het ons in 'n video verlede keer hanteer, wat ek hoop baie duidelik is en wat ook in die Afrikaner gepubliseer is, die manifest. So dit is wat ons kortliks laas gedoen het. Ja, daar is natuurlijk ander sake ook nog. Jy weet, die manifest spreek homself baie duidelik uit oor byvoorbeeld sosiale verhoudings. Hoe word arbeidsverhoudinge en raswette, hoe word dit hanteer? Ek dink ons sit op hierdie stadium in die land met, ek weet nie, dat elke dag kom daar meer by, wat eintlik rasgedrewe wette is, waardeur, en ironies genoeg, ek dink ons is die enigste land in die wêreld, waar die meerderheid so bedreig voel deur die minderheid, dat hy wetgewings instel om homself te beskerm, soos affirmative action en swart ekonomiese bemagtiging. Nou hierdie nuwe wet op haatspraak wat nou deur die parlement gevoer is en wat nou geteken is. Dit is so daarop uit om jouself te beskerm eintlik teen iets waarteen jy nie beskerm kan word nie. Net so, ja. Dit is waar. As ek daarby kan aanvul, hierdie transformasie regulasies en ja, soos jy sê in die haatspraak, dit gaan nou al, ek het net vandag gehoor oor die nuus dat hulle praat van die haatspraak. Dit is vroeër gekoppel met spraak en daad. Ja. En nou word die daad sommer weggegooi. So dis nou al net, as jy iets noem, dan kan jy aangekla word. Ja, en dan was daar natuurlijk al die voorbeelde gewees van as jy die ou republiekvlag vertoon, dan word dit nou as 'n symbool van haatspraak gesien. Jy weet so. Precies. Ag nee, dit is van die onsinnighede waarmee ons op hierdie stadium te doen het en wat in 'n HNP bestel in hierdie geval sal wees nie, maar natuurlik wat onderliggend is aan enige regering, enige staatsvorm is natuurlik die publieke administrasie. Ja. Dat jy 'n doeltreffende plaaslike regering het. Ek meen ons sit nou met topswaar plaaslike regeringsowerhede, met hoogs betaalde stadsraadslede en met uitvoerende burgemeester en 'n stadsklerk of 'n munisipale bestuurder. En dit kos alles soveel dat hulle almal in 'n krisis is. En die HNP sê kom ons gaan weer terug na die bewese model van stadsklerk wat jou munisipale bestuurder dan nou is.
En dan jou raadslede, die raadslede in die verlede het almal hoogstens vir honorarium gegaan, maar dit was vir die saak, dit was nie 'n betaalde ding gewees nie. En dan sit ons nou met natuurlik hopeloos te veel staatsdepartemente, waarvan 'n klomp kan afgeskaaf word. Maar 'n klomp van hierdie staatsdepartemente waarmee ons nou sit, is juis omdat ons so in so 'n konglomeraat sit van verskillende volke en verskillende kulture. En die oomblik as jy dit uitmekaar het jy nie met daai geweldige swaar administratiewe las en staatsdiens nodig nie. En natuurlik ons kabinet, wat Suid-Afrika nou mee sit, dink ek is die grootste een in die wêreld. En hy kan weer verklein word. Ek dink 20, 23 mense kan waarskynlik net so goed die ding bestuur, beter as wat nou gebeur. Jy's reg. So het ons dan nou die onderwys, as mens kyk na die onderwys, die chaos wat daar aan die gang is, die standaarde wat so val, en daaraan sal die HNP natuurlik ook baie werk moet doen om weer die onderwys owerhede reg in te stel, die mense met die regte gesindheid en die kennis om dan die onderwys te bestuur, en so ook met die hospitale, gesondheidsdienste. Ons het dit nou breedvoerig in die manifest wat mense kan gaan lees, maar net om kort op te som. Die gesondheidsstrukture is besig om by rotse te loop, veral met hierdie nuwe wet wat hulle môre gaan onderteken nie. Ja, terwyl ons nou besig is met die opname, sit 'n dag voor die ondertekening. En interessant, gewoonlik word wette sommer onderteken, maar hierdie ene word by wyse van 'n openbare spesiale funksie gedoen in die Uniegebou. Net om seker te maak, al die besware en al die proteste daarteen, gaan ons sommer in die openbaar in julle gesig vir julle wys, ons steun ons nie daaraan nie. Nou dieselfde wat die onderwys betref, daar is binne die HNP is daar nou mense wat werk aan 'n breedvoerige ontleding van hierdie sogenaamde nuwe Bella-wet wat in die onderwys na vore gaan kom. So ons sal waarskynlik in 'n volgende ronde sal ons 'n video daarvan ook maak as daai dokument eers opgestel is. Maar hulle probeer nou spesiaal ook selfs om die Nasionale Raad van Provinsies en die parlement waar die ding nou gestrand het as gevolg van dat hulle nie 'n ding kan doen nie want hulle is onbekwaam. Nou moet daar 'n spesiale sitting gereël word, 'n spesiale vergadering sodat die Bella-wet kan deurgaan. En daai Bella-wet is die einde van beheer van ouers oor skole. En dit gee weer eens vir die staat alle mag van die skole, die beheerraad het niks meer om te sê nie. So eintlik word die ouers van hulle magte gestroop oor hulle eie kinders as gevolg van daai wetgewing. Henk, jy was nou betrokke ook by die opstel van hierdie manifest, en soos 'n hele paar wat betrokke was. En aangesien jy nou in die landbou is, die TLI groepe, wil jy nie vir ons daar 'n bietjie uitbrei wat opsom, wat is die beginsels van die HNP daar nie? Ek dink die HNP het vir baie jare, en die man wat dit nogal gedryf het was wyle oom Hannes Ferguson, wat op 'n stadium redakteur van die Afrikaner was. Hy het later ook Dr. Ferguson geword, wat hy met die beginsel van erfplase gekom het, dat 'n erfplaas moet in die families bly, dit moet in die geslagte bly, met ander woorde, hy kan nie verpand word nie, wat beteken dat daar kan nie beslag op hom gelê word as dit sleg gaan nie. Goed, dit beteken jy gaan dan nou in die landbou ander finansieringsmodelle moet hê, want ek meen as jy terwille van die oes, jy moet oorbruggingsfinansiering kry, dan gaan jy na die bank of na die koöperasie toe, en dan is jou plaas is maar altyd die kollateraal, daar moet iets anders daarvoor kom. So, want dit is jou enigste manier hoe jy die grond in jou familie, maar ook in jou volk se hande kan hou, dat dit nie vervreem word nie. Die tweede ding is natuurlik dat landbou is die hoeksteen van die ekonomie. Dit gaan baie keer is daar 'n resessie wat so op die rand van 'n depressie draai, en dan is dit landbou wat die enigste bedryf is wat nog 'n groei toon. As dit gaan oor werkloosheidssyfers, dan is die werksverliese in die landbouomgewing ten spyte van ewels soos minimumlone, is die werkloosheid, die werksverliese in die landbouomgewing redelik minimaal. Want daar kom steeds meer mense in die land en in die wêreld. Almal het voedsel nodig, so daar moet meer en meer geproduseer word. En die enigste manier waarop jy dit suksesvol kan doen, is dat jou eiendomsreg in die eerste plek gewaarborg word. Die tweede plek moet daar 'n omgewing wees wat landbouvriendelik is. Nie met 'n klomp wetgewing wat landbou ook beperk nie. En geen dreigemente van onteiening sonder vergoeding
op landbougrond nie, en dan natuurlik die kern daarvan is, dit moet in 'n vrye ekonomie wees. En die landbou het maar die neiging om homself so uit te sorteer. As jy 'n goeie boer is, dan kan jy baie van die probleme kan jy te bowe kom. Natuurlik is daar goed soos natuurrampe, droogtes, vloede, brande en so meer, waaraan jy bitter min kan doen, alhoewel daar kan wel in 'n groot mate iets aan gedoen word, maar die mark sal bepaal of jy 'n goeie boer is, of jy dit maak en of jy dit nie gaan maak nie. En ek dink dit is die basis waarop ons sal moet staan ook vir die toekoms. Dis baie goed. Ek wil net so kortliks iets sê om uit die aard van my beroep in die ingenieurswêreld, dat een baie belangrike ding wat ons sal moet na kyk in die HNP is die nywerheidsontwikkeling, wat so die afgelope 30, 40 jaar al in die stof byt. Dat ons alweer nywerheidsontwikkeling moet lei en sterk in al jou infrastruktuur van die staat, soos die spoorweë, die telekommunikasiewese, die Eskoms en daai goed sal weer moet opgebou word in die nywerheid. En dan sal nywerhede moet gestimuleer word met pakkette en goed. En minimum regulering. Minimum regulering, dis al wat ek wil sê daaroor. Ja. Ek weet nie of jy ietsie vir ons kan sê oor die taal nie, vandag nie. Ek dink ons moet die volgende keer heeltemal oor die taal iets nuuts stel, maar die manifest sê dit baie duidelik dat die posisie van Afrikaans sal herstel word soos wat dit was. Dat dit 'n amptelike taal is. Wat ons in die manifest ook self verder sê, dat in sekere gebiede sal Afrikaans die enigste amptelike taal wees, waar die Afrikaner besetting die hoogste is. En dan sal dit weer wees dat Afrikaans ook weer in die howe gebruik kan word, in die staatsdiens gebruik kan word en so meer. Maar hoekom ek sê ons moet dalk 'n volgende keer baie meer in diepte oor die Afrikaans gesels, want dit is volgende jaar is dit natuurlik die 100-jarige viering van Afrikaans as amptelike landstaal. In 1925 het Afrikaans sy status gekry as amptelike landstaal. En nou is daar al klare klomp bewegings wat Afrikaans nou weer wil soort van, dit word alweer gebruik om die blankes by te kom, want dit was altyd 'n witmanstaal. En die HNP het gesê Afrikaans is 'n volkstaal. En ons gaan die volgende jaar gaan ons in met Afrikaans 100 volkstaal. En daaroor gaan ons in die toekoms nog baie gesels. Maar Fritz, baie dankie vir die geselsie vandag. En ons gesels weer 'n volgende keer. Ons het gesels met meneer Fritz van Gram, die leier van die HNP. En tot 'n volgende keer. Kies reg, bly weg.